Meld en Frida daar so by my was, dus het gesels ons bietjie oor die doop en waaroor die doop gaan en al sulke goeders en dit pas eintlik so mooi by mekaar dat die graad 7's en die doop nou vandag half saam is. Want die een ding wat ek gesê het, en enige iemand wat 'n ouer is, sal saam met my stem, die Bybel het heeltemal 'n klomp nuwe betekenisse sodra jy ouer word. Sodra jy ouer word. Wat voorheen nie regtig sin gemaak. Of ek sal nie sê dit het nie sin gemaak nie, maar dit het nie die betekenis gehad wat dit het nie. Byvoorbeeld, en ons het hier oor gesels. As jy sê Abraham moes vir Isak geoffer het. As jy dit net lees en jy het nie kinders nie, beteken dit nie veel. Maar hou vas daai kind in jou hand. So, en dan sê jy daai woorde weer en dan kyk jy hoe diep slaan dit. Want ewe skielik is daar 'n ander betekenis. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, as jy nog nooit deur dood is nie, maak daai nie sin nie. Dan het dit nie, of dit het nie waarde nie. Dit kan sin maak, maar dit het nie waarde nie. So daar's 'n klomp goeters wat gebeur as jy ouer word, of as jy 'n ouer word, wat ewe skielik 'n klomp goeters verander. Weet my ma het altyd gebid en gesê, mag jou kinders net so stout wees soos jy. Blykbaar was ek die soetste kind in die wêreld. Ons doop vandag, en ek wil nie 'n lang ding maak van dit nie, want ons sê dit ek wil maar sê, ons het al hierdie storie 100.000 keer gehoor. Die sleg ding van dit is net, hoor ons dit, maar neem ons dit in. Is ons besig om te verstaan as ons hierdie goeters sê? Is ons besig om te verstaan wat ons beloof hierso, want ons praat namens iemand anders. Ons teken borg. Ons is besig om dit te teken, en die probleem kom in is, enige iemand wat al vir iemand anders te borg geteken het, sal dit weet, is as daai persoon aanjag, dan word dit van jou verhaal. So jy teken borg vir hierdie kind, so ons moet die beste kan doen wat ons kan doen om hierdie kind groot te maak, om vir Jesus, om vir God, om die Heilige Gees te leer ken. En die een ding wat ek en Meld ook gesit en gesels het oor, en hy sê, ons het so 'n klein boekie wat ons gewoonlik vir die doopouers gee, is 'n sakrament. Hoe 'n ongelooflike verskil maak dit as jy verstaan wat 'n sakrament is. Want ons het 2 sakramente, ons het die doop en ons het die nagmaal. Dis die 2 sakramente wat ons by die NG Kerk het. Maar hier is ons die gedeelte wat ons baie keer mis, en ek dink baie keer het nog niemand eers hiervan gehoor nie. 'n Sakrament is 'n ding waar God na jou toe kom. Jy gaan nie na hom toe nie. Hy kom na jou toe. En hy sê vir jou, ek wil hierdie sakrament met jou maak, ek wil hierdie sakrament met jou deel, maar ek gee dit vir jou, jy gee dit nie vir my nie. So dit kom van hom af. So dis hoekom ons babetjies kan doop wat niks verstaan nie. Want dit het niks met die babetjie te doen nie, dit het met die sakrament, of die babetjie se weet daarvan te doen nie, dit het te doen met die sakrament wat rondom dit gaan, waar God vir ons sê, ek neem hierdie kind in my beskerming van my kant af. So dis vir my 'n baie belangrike gedeelte, dat ons dit moet verstaan, en dat ons kan weet, hoorie, maar dis hoekom ons 'n kind doop. Dis hoekom ons dit hier doen voor getuies, voor gemeentelede, ons is verantwoordelik, ons is mede-getuies. Enige iemand wat al 'n getroue gehad het onlangs, jy weet daarso, dis hoe mense dit veronderstel is om te doen, ek weet ons doen dit nie altyd so nie, die man of die vrou teken, en dan direk daarna teken die getuie. Hoekom teken die getuie tweede? Dat hy getuig daarvan dat die man geteken het. Dis hoekom getuies daar is. Hulle is getuie daarvan. Julle is getuies van hierdie doop. Elke doop wat julle by is julle getuies, en julle is veronderstel om mense te help om hulle kinders groot te maak. Nou dit kan verskeie maniere aanneem. Oupa en ouma gewoonlik is dit daai hele ding van wie wat kom bietjie by die kerk uit. Ons sal kyk na die kinders. Want dis vir hulle aaklige werk om na die kinders te kyk, nee. Want daar is 'n bekleierery, ek wil na die kind kyk. So en dis die belangrike gedeelte. Ons as familie, ons is 'n familie hierso, moet mekaar help om kinders groot te maak. En dis hoekom ons baie keer maar vir iemand moet vra, just like it, jong,
is alles oukei. Ek het jou lanklaaste gesien, wanneer jy was lanklaaste in die kerk. Want daar is baie keer 'n issue, en dan moet ons mekaar kan help met wat ook al dit mag wees. Ek wil net die een gedeelte hier uit die handboek vir die erediens uit lees, en dit is, hoekom doop ons in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees? Want dis die drie entiteite met respek gesê wat ons gebruik. Ons gebruik God die Triniteit om te doop. Want as ons doop in die naam van God die Vader, betuig ons en beseël ons die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadesverbond met ons sluit en dat hy ons tot sy kinders en erfgename aanneem. Onthou, ons is aangenome kinders. Ons is nie sy kinders outomaties nie, ons is aangeneem. Ons was nie voorheen sy kinders nie, ons is nou sy kinders, want ons staan nou onder sy sakramente. Ons staan onder sy erfporsie, met ander woorde, ons is nou aangeneem, ons is deel van sy erfgename, ons is aangeneem. Daarom wil hy ons met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer vir ons, sodat dit ons bes wil aandoen. Dis wat 'n pa doen. 'n Pa is die ene wat hom tussen hom en sy familie sit as daar gevaar is. Dis wat 'n pa doen. Hy keer daai. Dan hoekom doop ons in die naam van Jesus Christus, die Seun? Aan ons is die naam van die Seun gedoop word. Beseël die Seun aan ons dat hy met sy bloed al ons sondes afgewas het en dat hy in ons, saam met ons in gemeenskap van sy dood en van sy opstanding, hy ons inlyf. So word ons van ons sondes verlos en voor God regverdig gereken. Met ander woorde, wat doen Jesus hierso? Hy tree in ons plek in vir ons namens ons by God. Net gou 5 sekondes by dit stil staan. Daar was 'n pa gewees wat 'n koning was. En die koning was besig gewees om te kyk na die skatte en alles en so aan. En toe kom die ou wat die geld doen na hom toe en hy sê vir hom, daar bly geld wegraak uit die skatkamers uit. Iemand is besig om geld te steel. En hy sê toe, maar okay, dan gaan ons iets rondom dit moet doen. So, hoe baie word gesteel? Toe sê hulle, nee, dis nie baie nie, maar dis 'n klomp, elke nou en dan word daar gesteel. En dit raak al hoe meer. Want enige iemand wat steel bietjie in die begin, hulle steel baie aan die einde. Hulle steel nie klomp op een slag nie. So, wat gebeur nou is hy, en die koning sê toe op die stadium, hy kondig af en hy sê, daar's mense wat geld steel, en as ek uitvind wie dit is, dan gaan daai persoon gestraf word. En die eerste keer sê, as jy kan, kom net na vore toe, bring die geld terug en ons vergewe dit. Niks gebeur nie. 2 weke later kom hy ou terug en hy sê, daar's weer geld gesteel. En toe kondig hy af, as hulle die persoon vang wat dit steel, gaan die persoon swaar gestraf word nou. As hy nie ophou nie. 2 weke later toe kom hulle terug te sê, daar's weer 'n klomp geld gesteel, maar dis regtig nou 'n klomp geld. Toe sê die koning, wel, in daai geval, as ons die persoon nou vang, gaan ons daai persoon 40 houe slaan met 'n kats, soos wat hulle vir Jesus geslaan het. Nou 40 houe is gelykstaande aan die dood. Dis maar eintlik wat dit daai tyd beteken het. So 40 houe, dan hulle slaan jou eintlik dood. En nadat hy dit afgekondig en hy dit geteken, toe kom die ou wat die geld na kyk, tesourier, kom ons noem hom maar dit. Kom die tesourier na hom toe en hy sê vir hom, ons het uitgevind wie's die dief. Hy sê, great, ons gaan hierdie, want hy het klaar afgekondig, gaan 'n publieke ding wees, en toe sê hulle, dis jou dogter. Hy sê, skus, hy sê, dis jou dogter, wat dit gesteel het. En dis die koning, hy kan nie ewe skielik alles terugtrek. En hulle kom daar by die plein aan, en hulle het so, ek weet nie, as jy al ooit Passion of the Christ gekyk het, sal julle weet, so 'n ding waarin hulle jou vasmaak, en shackle hulle jou met jou hande vas, en dan lê jy behoor so 'n groot ding. En dan gewoonlik skeer hulle jou hemp aan die agterkant, en dan slaan hulle vir jou laat die bloed loop. En hulle vat sy dogter, en hulle sit daar neer bo op daai ding, en die koning sê, right, sy sal 40 houe toegedien word, soos gesê is. En toe die ou die karwat so optel net voordat hy slaan, toe sê stop, en hy gaan lê bo oor haar. En hy sê, nou kan julle slaan.
Toe sê die ou, maar koning, ek kan dit nie doen nie, want ons slaan jou. Toe sê nee, die straf moet gegee word. So julle dien die straf toe, ek vat dit net in haar plek. En dis wat hierdie gedeelte sê. Jesus het gekom en hy het boor ons gaan lê om ons te beskerm. Ons moes daai houe gekry het, maar dit word nie vir ons gegee nie, dit word vir hom gegee. En dan die derde een is, hoekom doop ons in die naam van die Heilige Gees? As ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot die hemelse aan Christus wil heilig. Met ander woorde, die Heilige Gees bly binne in ons en hy dryf ons na Jesus toe. Hy maak dit in ons wakker om na Jesus toe te gaan. Dit doen hy deur ons eie te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik volmaak sal wees en ons in die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe getel sal word. So dis hoekom ons doop in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Meld Frida en daai pragtige jong dame. OK, julle het gehoor, ons het nou in lengte gepraat oor by die huis oor wat die doop beteken. So hier is die 3 vrae wat ek aan julle het. Ten eerstens, bly julle, hoewel ons kinders as sondaars in hierdie wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nog steeds in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van die gemeente gedoop moet word? Dis die eerste vraag. En tweedens, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, die Bybel met ander woorde, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en soos wat ons dit hier in hierdie gemeente verkondig, die ware en volkome leer is. En ten derdens, beloof julle om hierdie kind, van wie julle pa en ma is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is daar op julle antwoord? Julle is gemeente, julle het gehoor, ek het gesê, julle is ook verantwoordelik vir hierdie kind, so gaan julle hulle help om hierdie kind te onderrig na die beste van hulle vermoë. Wat is op julle antwoord hierop? Elizabeth Frida Smit, doop jou in die naam van God die Vader, van Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. Dames en here, julle nuutste lidmaat, kom ons gee vir haar lekker aan. Ons gaan nou net vir Snoekie daarso kans gee om die Bybel net namens die gemeente te oorhandig. Julle kan maar gaan sit. Graad 7, laat ek bietjie sien, waar is julle? Steek net so op julle hande, laat ek sien, waar sit julle? Great, right. Die dominee die dag so begin preek en toe gaan die ligte af. Ewe skielik is 'n pikdonker en toe sê die dominee, help my net gou-gou, kan almal net hulle hande asseblief so in die lig opsteek. Almal steek hulle hande in die lig op en ewe skielik gaan die krag aan. Daar begin die ligte weer werk. Maar kyk, hoe sou hulle sê nou? Hy sê, vele hande maak ligte werk. Julle sal nou verstaan waar kom daai grapie in, glo my. OK, as jy jou Bybel by jou het, blaai gou vir my na Matteus 6 toe. Ons gaan vanaf vers 19 lees. OK, hierdie gedeelte is deel van die bergpredikasie. Met ander woorde, die bergpredikasie is daai gedeelte waar Jesus gebid het of gepreek het bo op die berg, is tussen Matteus 5 en 7. En dan het hy 'n klomp mense wat saam met hom op die berg is en hy is besig om vir hulle 'n klomp goeters te leer. Maar wat hy veral doen is, hy is besig om vir hulle waarhede te leer
op 'n unieke manier. En ek het, die week het ek die eerste keer dit gelees, en dit is nogals ongelooflik interessant. Ek het vir Meltele ook vertel op 'n stadium, dit snaaks hoe die mense se kennis, hoe meer die kennis begin uitbrei rondom enige iets wat gebeur het op aarde, hoe meer begin ons verstaan wat Jesus gedoen het, en hoekom goeders gebeur het soos wat dit gebeur het. Want daai tyd het hulle nie noodwendig geweet wat hulle doen nie, en as jy nou begin kyk, die sielkundiges en die dokters en alles, dan begin alles meer sin maak van hoekom goed gebeur het soos wat dit gebeur het. Byvoorbeeld, ons het gepraat oor toe die Joodse seentjies, toe hulle klein was, is hulle besny. Ek het dit al vir julle vertel. Is hulle besny, maar hulle is besny op 8 dae. Op die 8ste dag is die kleintjies besny, die seentjies besny, en dit was soos die doop het ons nou die besnydenis vervang. En die rede hoekom, en dit was 'n opdrag gewees vanaf God, jy moet jou kind besny op die 8ste dag. En nou onlangs, as ek sê onlangs, is dit in die laaste 100 jaar, het hulle uitgevind dat op die 8ste dag is jou bloedplaatjie telling die hoogste in jou liggaam wat dit ooit is. Bloedplaatjies veroorsaak dat jou bloed stol op die 8ste dag. En dis die enigste dag wat jou bloedplaatjie telling so hoog is. Dan gaan dit terug na normaal toe. God het vir hulle gesê, op die 8ste dag laat jy jou kind besny. Coincidence? Die volgende ding is, hoekom het Jesus die hele tyd gegaan en stories vertel van mense? Dink bietjie, en al sy goeders, as hulle vir hom 'n vraag gevra het, of hulle wou iets geweet het, hy het nooit vir hulle, in die hele Bybel, is daar net 2 geleenthede, 2 of 3, ek praat nou onder korreksie, is of 2 of 3, wat Jesus antwoord reguit gegee het, net 2 keer. Die res van die tyd het hy 'n storie vertel. Die res van die tyd, as hulle vir hom iets gevra, dan het hy vir hulle gesê, kom ek vertel vir julle, en dan het hy 'n storie vertel. En die sielkundiges is nou besig, wat hulle het nou 'n bietjie navorsing daarop gedoen, en hulle het gewys, die eerste probleem is as jy my 'n vraag vra, né? En onthou nou, ek praat nou van Jesus. Die Fariseërs, Sadduseërs, skrifgeleerdes, die ouens van daai tyd wat hom wou kruisig en hom wou doodmaak en so aan. Hulle het die hele tyd gegaan en probeer om vir Jesus vas te vra. Hulle het nooit normale vrae gevra nie. Hulle het die hele tyd vrae gevra wat half moeilike vrae was om hom vas te kry, om te kan, dat hulle op 'n stadium kan sê, maar sien, hy's besig om te sê hy's God, of hy's besig om te lieg, of hy's besig om iets te sê, sodat hulle hom kan uit die pad uitkry, want hy het 'n klomp moeilikheid gemaak vir hulle. En dan elke keer as hulle vir hom 'n storie iets vra, dan sê Jesus vir hulle, kom ek vertel vir julle 'n storie. En die sielkundiges het nou bewys, die rede hoekom, of hulle het bewys die volgende, en dis hoekom ek glo Jesus dit gedoen het. As jy vir my 'n vraag vra, ek en jy is ongelukkig met mekaar, en jy vra my 'n vraag, né? Wat is die volgende ding wat jy doen? Sodra jy vir my 'n vraag vra, en ek begin jou antwoord, is jy nie besig om te luister wat ek sê nie, jy's besig om inligting bymekaar te maak, om my weer te kan aanval. Met ander woorde, as jy vir my vra, ja maar hoe, jy sê, hierdie ding los so goed op in water, hoe bereken jy dit? En dan gaan ek begin om te sê, byvoorbeeld, die hoeveelheid deeltjies in die water is soveel, en dan, ja maar hoe bepaal jy die deeltjies in die water? En hoekom sê jy dit los so vinnig op, en maak dit 'n verskil wat se kleur die water is, en. En toe kom hulle agter, sodra jy vir enige iemand 'n storie vertel, dan omseil jy dit. Want die brein is so gemaak, dat as hy 'n storie hoor, dan gaan hy nie op die defense nie, hy gaan op die kindergedeelte van, ek wil hoor waaroor gaan die storie. En dan mis ons daai ding wat ek al my guards opsit, en dan luister hulle. En dis hoekom Jesus so ongelooflik baie stories vertel het die hele tyd. Want dink gou by jouself, wat is die lekkerste ding in die wêreld gewees? Ek het vir Meltele ook gesê, die belangrikste ding wat jy met enige kind kan doen, vir alles hulle so klein is stories lees. Dit is die belangrikste ding, want daar is 'n klomp goeters wat gebeur. Punt nommer 1, dit is pappa en mamma en babietjie tyd, wat jy nie wegkry nie, en ek weet, Meld, so by the way, julle gaan die volgende op 'n stadium, op 'n punt kom jy, dan is jy net so moeg, dan skiep jy net so 'n paar bladsye, want jy wil aan die einde kom van hy storie, moet dit nie doen nie.
Want as hulle groter begin raak, dan dink jy by jouself, "Ag, jy's kon ek nie maar net daai 2 bladsy," want hulle is nog cute, hulle raak op 'n stadium nie meer cute nie. So, dan kom jy op daai punt wat jy sê, "Jesus, ek kon ek nie net bietjie meer tyd saam met my kinders spandeer het nie, maar jy het dit geskiep." Kan onthou met ons kinders, dan het ons so 'n storie geskiep en dan sal hulle sê, daai bladsy en dan moet jy nou terugblaai, want hulle ken die boekies uit hulle kop. Onthou julle? So dis belangrik om daai tyd te spandeer. So Matteus 6 vanaf vers 19. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie. Niemand kan vir 2 baase tegelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Okay, nou, soos ek gesê het, hier is deel van die bergpredikasie, maar as jy kyk na daai gedeelte, en jy let regtig op wat daar staan, is hierdie so 'n toebroodjie storie. Die boonste gedeelte maak sin, en die onderste gedeelte maak sin, en dan sit hier die middelste gedeelte wat glad nie inpas by die storie nie. Want die eerste gedeelte praat hy van skatte, en hy praat van jy moet dit bymekaar maak op 'n plek, en moet dit hier bymekaar maak, en moet dit daar bymekaar maak. So dis 'n konkrete konsep wat 'n mens kan verstaan, en dan aan die onderkant, dan praat hy weer, dan sê Jesus daarso, ja, en jy kan nie vir 2 baase gelyktydig werk, jy moet besluit vir wie gaan jy aandag gee, en dan aan die einde, dan sê hy God en Mammon weet ons is die God van geld gewees. So die eerste gedeelte gaan oor goeders, die tweede gedeelte, of die derde gedeelte gaan oor geld, en dan die middelste gedeelte gaan oor oë. Maak glad nie sin nie. So kom ons probeer gou 'n bietjie meer sin maak daarvan. So, as ons praat van die koninkryk van God, want dis waaroor hierdie hele ding gaan. Jesus kom en hy staan by die bergpredikasie en hy praat met hierdie mense, en waaroor gaan dit? Hy sê, ek wil die koninkryk van God na julle toe bring. Maar as daar 'n koninkryk is, moet daar 'n koning wees. 'n Koninkryk kan nie werk sonder 'n koning nie, daar moet altyd 'n koning wees. En wie is die koning? Die koning is Jesus. So Jesus verduidelik hoe werk die koninkryk van God. Hy is die koning, hy is die prins, hy is die ene wat in beheer is van dit. So hy sê, in my koninkryk is daar 'n klomp goeders wat moet gebeur. En as ons kyk na die res van die Bybel, dan verduidelik Jesus vir ons 'n klomp goeders. En hier is wat hy sê, en dit maak totaal en al nie sin nie. Dis die een ding van die Christelike geloof, wat die ander mense nie verstaan nie, is ons goeders maak nie sin nie. Soos byvoorbeeld, geseënd is die wat swak is. Met ander woorde, as jy swak is dit 'n goeie ding. Waar werk dit nog so? Geseënd is die wat arm is. Hoe kan jy arm wees en dit gaan goed met jou? Geseënd is die wat vervolg word vir hulle geloof. Ek word doodgemaak en dit is 'n goeie ding. Ons vind lewe in dood. Hoe? Hoe kan ons lewe in dood vind? Ons vind blessings in swaar kry. So as dit met jou swaar kry, is dit 'n goeie ding. Sien dit, want die wêreld leer vir ons die teenoorgestelde. Dis waar ek nou by die graad 7's wil aansluit, want skus julle, ek moet nou die doopouers en die normale gemeente en die graad 7's bymekaar probeer trek. So verstaan gou. So hoekom is dit so? Hoekom is al hierdie goeie soos half die teenoorgesteldes vir mekaar? Hoekom maak dit nie heeltemal lekker sin nie? Hoekom is dit die norm en nie die normaal nie? Jesus sê vir ons 'n klomp verskillende goeders hierso, maar ons moet ook versigtig wees, want baie keer kan die uiterlike lyk soos asof die innerlike ook so is. Met ander woorde, ons kan voorgee om te gee. Ons kan voorgee om sekere goeders te doen, maar waarna is Jesus regtig op soek? Na jou hart. Dis die ding wat vir hom belangrik is. Niks anders dan nie. So rukkie terug het ons 'n kinderdiens gehad en waaroor het dit gegaan?
Jesus soek net jou hart. Niks van die ander goeders is daar vir hom nie. So vers 22 en 23 plas glad nie by hierdie gedeelte in, en dit lyk of die oog heeltemal hier op buitekant dit is, en ons sal nou by dit kom. Ek wil gou by vers 19 en 20 is. Moenie vir julle skatte op aarde by mekaar maak nie, want mot en roes gaan dit verniel en dit ingebreek word en gaan steel word, maar maak vir julle skatte in die hemel by mekaar waar mot en roes dit nie kan verniel nie en wat diewe nie kan inbreek nie. Mag ons dan nie mooi goed hê nie? Natuurlik. Ek vrek oor 'n mooi horlosie en ek vrek oor 'n mooi pen. En ek hou van mooi goed. So mag ek dit hê. Natuurlik mag jy dit hê. Hier is die vraag, het jy dit of het dit jou? Hoor gou mooi, het jy dit of het dit jou? En dis die probleem. As dit jou het, dan is daar 'n probleem. Want baie keer maak ons goeders by mekaar, en ek het al gesien partykeer hoe mense dit verloor as iets gebeur met dit. En dan sit soos in, dis aardse goed. Ek weet jy het hard gewerk daarvoor, en ek haat dit as goeders gesteel word, want jy werk daarvoor en iemand anders kom vat dit net. Maar die Bybel sê vir ons, hoor hierso, dis wat jy moet doen. Die een ding wat nooit so moes gewees het en as gevolg van die sondeval het dit gebeur is, werk moes eintlik nooit sleg gewees het nie. Werk moes lekker gewees het, maar as gevolg van die sondeval het dit sleg geword. So, daar's baie min mense, ek wil nie sê steek jou hand op hier, maar daar's baie min mense wat regtig van hulle werk hou. Baie min. Baie mense doen dit, want jy doen dit om die geld te kry, sodat jy kan doen wat jy wil met die geld. So dis min dat jy mense kry wat regtig hou van hulle werk. Die Bybel sê dit moenie 'n straf wees nie. Inteendeel, dit sê op 'n stadium, gaan kyk by die muur, hy sal vir jou wys hoe werk 'n mens. So dis oukei om goed te besit, die goed moet jou net nie besit nie. Want sien, wat het ewigheidswaarde? En dis nou waar die belangrike gedeelte kom, en dis wat Jesus eintlik vir hulle probeer sê. Moenie goeders hier op aarde kry wat kan breek, of wat kan werk, of kan stikkend raak. Want enigiets op aarde wat jy het, gaan werk, gaan gebreek word, gaan gesteel word op een of ander stadium. Sit dit eerder in die hemel waar niemand dit kan bykom. So wat is daai goed wat ons kan bymekaar maak in die hemel? Hoop. Hoop is 'n ding wat niemand by jou kan wegvat nie. Jy gee hoop weg. Dit kan nie weggevat word van jou nie. Geloof. Geloof is 'n ding wat by jou is. Dis die ding wat jou by God uitkry, by Jesus uitkry. Liefde. Liefde is 'n ding wat niemand by jou kan wegvat nie. Hulle kan dit nie by jou steel nie. Ander mense. Dis hoekom die Bybel vir ons sê, wat is die eerste gebod? Daar's een God. Wat is die tweede gebod? Wat gelykstaande is daan? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis belangrik. Want as ons ander mense opdra aan God en ons is besig om vir hulle te bid, dan is ons besig om daai mense se lewe te verbeter, en op 'n stadium sal hulle lewe draai en dan kom hulle by God uit. Maar in God se tyd. Dan sal ook hierdie konkrete goeders wat die hemelse waarde het. Wat op aarde is, maar wat hemelse waarde het, as ek dit so kan stel. Vrygewigheid. Dis 'n ding op aarde wat jy kan doen, om vrygewig te wees. Gee van jou goed, gee van jou tyd, gee van jou geld, vir die mense wat dit nodig het. Want dis waar ons 'n verskil maak in ander mense se lewens, as ons hierdie goeders begin doen. Vers 24, niemand kan twee baase tegelykertyd, dan spring ons na die laaste gedeelte, niemand kan twee mense gelyktydig gedien nie, want hy sal een hoor, ag as die ander een, jy kan nie vir God en mammon dien nie. Dink gou by jouself, enige iemand, as jy twee werke het, of jy doen twee goeders, wat is die ding wat jy meer aandag aan gee? Die ding wat vir jou dadelik uitwerking gee. By, ons spot altyd so, my werk hou nooit op nie. Ek weet nie wanneer is ek klaar met jou nie. Ons het 'n vriendin gehad in Joburg. Toe vra sy vir my, kry julle soos 'n geld, hoe bepaal hulle wat jou salaris is? Toe sê ek, nee, ons kry kommissie. Toe sê sy, maar hoe? Toe sê ek, nie, op siele gered. Toe sê sy, hoe bepaal jy dit? Toe sê ek, nee, dit is nogals moeilik. Maar dit raak nooit klaar nie.
Ons hou nooit op nie. So baie keer is dit lekker om iets te kan doen en klaar te kan maak en dit daar neer te kan sit en kan sê, nou is ek klaar daarmee. Maar ons moet pas op vir dit, want wat gaan jy doen op die ou einde? As jy moet kies tussen die twee, dan gaan jy baie keer die ding doen wat jy kan konkreet sien en kan klaargemaak word en wat jy gaan geld voor kry. Dis hoekom dit baie goeie ding is om besluit, daar is een God. Eerste gebod, daar is een God. As jy op dit kan konsentreer, gaan jy al jou energie daarin sit. En dan word dat nie afgerammel of nie goed genoeg teruggedoen word nie. Ons skeep altyd iets anders daaraan. Daar was 'n Japaneese koppel, dis 'n ware storie. Japaneese koppel wat by mense wat gebly het, dis in Amerika, appel van Amerika het my dit vertel. Hulle het altyd geëet by hierdie een spesifieke restaurant. Hulle was vir 'n maand lank in Amerika gewees en hulle het agtergekom dit gaan goedkoper wees om 'n plek te koop as om te huur. 'n jaar lank, skus. Hulle was vir 'n jaar lank in 'n plek gewees en hulle geweet dit gaan goedkoper wees om 'n plek te koop as om te huur en dit gaan goedkoper wees om 'n kar te koop as om te huur. En hulle het ingestap by die een restaurant en hulle het vir die een waitress daar gevra, sal jy ons bedien? Sy het gesê dis reg en aan die einde van die diens het hulle vir haar gesê baie dankie, konnichiwa. En hulle het geloop en hulle het net die rekening betaal. Vir 'n hele jaar lank is dit wat gebeur het. Nou dink gou by jouself, vir 'n jaar lank eet mense 7 dae 'n week by jou en hulle gee vir jou niks nie. Wat gebeur? Wat doen ek en jy? Wat gaan ek doen? Dan sit net soos naderhand, hier is jou kos. Waar is die smile? Is weg. En daai waitress het hulle bedien asof hulle pynkast waar hierdie regtig mense is. En na 'n jaar, toe sê hulle maar hulle gaan nou terug. En in die ding is toe sê hulle baie dankie vir alles. Toe lê die kar se sleutels en die huis se sleutels binne in die boekie. Toe sê hulle dis joune vir jou diens. Ongelooflik hoe dit nou ewe skielik verander, né? Want dink gou by jouself, as jy nou daar was, sou jy dit nou nog dieselfde hanteer het? Sou jy die mense dieselfde hanteer het? Of sou jy hulle beter hanteer het? En dis wat by ons gebeur. Ons sien nie hoe lyk die sleutels van die kar en die sleutels van die huis voordat ons in die hemel kom nie. Ons weet net daar is 'n kar en daar is 'n huis, geestelik gesproke. Vers 21, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Hierdie is seker een van die waarste goeders wat jy kan lees. Want dink gou by jouself, waar jou skat is, daar is jou hart. Dink by jouself, by jou huis. Jou kinders is jou skat, jou vrou is jou skat, die goeders, die mense rondom jou is jou skat en daar is jou hart ook. Dis waarmee jy moeite doen. Elkeen van ons skatte verskil, nie een van ons skatte is dieselfde nie. En een ding wat ons wel in gemeen het is die volgende. Skatte word in skatkisse gesit, hoe dit ook al gelyk. Dis wat ons opgaar, dit is wat ons bymekaar maak, dit is wat goed is wat van belang is vir ons. Dit het waarde. Dis nie net iets wat 'n mens net hou nie, dit het betekenis. In die ou tyd het hulle geglo dat jou siel was in jou hart. Hulle het gesê jou siel is in jou hart en dis hoekom hulle sê jou skat is waar jou hart is, want jou siel is hier binne. En vir ons is dit dieselfde. Dan kom ek by die laaste gedeelte in graad 7 is nou kom ek by julle. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Wat beteken dit? Wat is die doel? Wat is die doel van 'n flitslig? Niks batterij. Kan hy werk sonder batterye? Wat is die doel van 'n flitslig? Om te kan sien waartoe jy gaan. Maar hy het batterye nodig. Die een het batterye in. So ons gee nie die flitslig krag nie. Ons kan nie die batterye wees vir die flitslig nie. Maar ons kan die lig gebruik van die flitslig.
Met ander woorde, jy kan nie lig in jou hê as die Heilige Gees nie binne in jou is nie, want dan het jy nie batterye nie. Dan kan jy nie skyn nie. Dan kan jy nie vorentoe beweeg nie. En dis die wonderlike ding van 'n flitslig. 'n Flitslig gee vir jou, hierdie is nogals baie cool, ek gaan nou maar daar wys, hy kan so wyd skyn en dan kan jy hom, en dis baie keer wat gebeur, as die flitslig wys vir jou waantoe jy gaan. Hier's die probleem, ek weet nie of julle al ooit gesien het, as jy ry, en jy ry op die pad, en jy staan of jy ry en jy staar vir iets wat daar is, op 'n stadium dan gaan die kar soontoe. Want jy volg wat jy kyk na. Hoor gou mooi, jy volg waarna jy kyk. As jy verkeerde goeders kyk, gaan jy dit volg. As jy verkeerde mense na kyk, gaan jy dit volg. Mamma en pappa, wie is jou kind se heroes? Is dit goeie voorbeelde? Is dit mense wat 'n positiewe indruk in jou lewe, kinders se lewens maak of nie? Want ons moet dit weet. Jy self, ons het hieroor ook gesels, hulle doen wat jy doen, hulle doen nie wat jy sê nie. Dis die belangrike gedeelte. Met ander woorde, die flitslig is daar om vir ons lig te gee. Flitslig is daar vir ons om te kan sê, weet wat, dis waantoe jy gaan, ons gaan lig gee. 'n Flitslig is in die dag niks werd nie, want hier's lig. En julle, dis wat baie keer gebeur in ons lewens. As jy met 'n klomp lig omring word, het jy nie 'n flitslig nodig nie. Dis daai probleem is, as jou maatjies begin donker raak, dan het jy 'n flitslig nodig om daar uit te kom. So graad 7 is hier is een van die belangrikste goeders wat jy kan doen in jou lewe is, as jy in die hoërskool ingaan, baie van julle gaan dalk na ander skole toe, baie van julle gaan na 'n nuwe skool toe, daar kom nuwe pelle in, kies jou pels reg. Want hulle kan vir jou in die verkeerde pad vat of op die regte pad. So waarheen is jou pad? Want jy gaan waantoe jy kyk. Wat is vir jou belangrik? Waarna kyk jy? Is dit goed wat gaan vir jou positief of negatief beïnvloed? Want partykeer is dit, en dis die probleem, partykeer kyk ons nie net na iets nie, ons fikseer daarop. Met ander woorde, al ons aandag word op 'n spesifieke ding gefokus. Wat 'n goeie en 'n slegte ding kan wees, want die fokus kan veroorsaak dat ons beter kan raak daaraan as dit 'n goeie ding is. Maar dit kan 'n slegte ding veroorsaak as dit 'n slegte ding is. Waarop rig ons oë? Hierdie gedeelte praat van die oog. Wat is ons gesegde wat ons het? Die oog is die vensters van die siel. Met ander woorde, wat laat jy in? Want dit wat jy inlaat gaan uitkom. Iets anders kan nie uitkom nie. Kan jy... Ek het toe ek hierdie voorbereid, toe dink ek by myself, ons 5 sintuie, as ek nou tas nou los, en jy vat sien, ruik, proe en hoor. Watter een is die ergste om te verloor? Ek moet dood eerlik wees, ek dink by my sal dit sien wees. Om nie meer te kan sien nie. Want ewe skielik is die mooi goeders weg. Al die mooi goed wat God vir ons gegee het is weg. Jy kan nie meer die mooi goeders sien wat hy vir jou gewys het nie. So ewe skielik kom jy sonder sig klaar. En jy weet nie wat rondom jou aangaan nie. En dis wat die flitslig doen in die donker. As hy gee jou sig vir jou terug, want hy skyn die lig op die goed wat rondom jou aangaan, sodat jy kan sien waartoe om te gaan. Het gaan oor jou perspektief. Van watter kant af sien jy goeders? Hoe interpreteer jy dit? Dit beïnvloed hoe jy beweeg. Want as jy 'n flitslig het en jy skyn, en jy sien hier's 'n probleem in die pad, gaan jy om dit gaan. As jy die flitslig nie het nie, dan gaan jy reguit op dit afstap. Vers 23, maar as jy oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. Aan die ander woorde, as jy na verkeerde goeders kyk, gaan daar nie lig inkom nie. Dan is die vensters toe. Die vensters van die siel se gordyne is toegemaak. En dan kan daar nie lig inkom nie.
En dan hierdie gedeelte is vir my baie hartseer. As die lig in jou donker is, hoor mooi wat sê Jesus hier vir die mense. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Ek kan nie vir julle verstaan hoe belangrik is hierdie nie. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? As jy depressie begin ontwikkel, as jy begin om te voel, wat niemand gee vir my om nie, as jy begin, al daai negatiewe goeders, as daai negatiewe goeders begin inkom, weet julle wat is die sleg ding van swart? Swart trek alle lig, dis hoekom dit swart is, dit absorbeer alle lig. Hoekom is 'n ding wit? Want dit straal alle lig uit. Wit en swart is nie kleure nie. Al die ander kleure is kleure. Swart vat alles, wit straal alles terug. En dis hoekom ons praat van jy verval in 'n gat. Want dit raak hierdie negatiewe ding. En dis waar ons as ouers moet begin kyk, mamma, papa, ons moet kyk na ons kinders, as daai gate begin vorm, as daai swartheid begin intree. Ons kan saamstem dat die liggaam wat donker is sleg, en die liggaam wat vol lig is goed. Lig is altyd goed. Dit gebeur slegs as jy sien om jou, wat jou oë oopgaan. Ons wil nie die sleg in ons laat uitkom nie. So kom ons keer laat die sleg in ons inkom. Keer daai gedeelte, gebruik die flitslig. Gebruik die lig wat binne in jou is. Gebruik die Heilige Gees wat binne in jou is om jou pad te verlig. So ek het vir die graad 7's kry elkeen so 'n flitslig hier voor staan, so julle kan kom haal na die tyd. En die rede hoekom ek vir julle flitsligte gegee het, is punt nommer 1 is, julle gaan dit nodig hê, as julle terug die huis toe kom, het julle 'n welpiekamp, en een van die goedes wat julle nodig het is 'n flitslig. En die ander ding is net om te onthou vir die toekoms, jy kan nie werk sonder batterye nie. Jy kan nie werk sonder die Heilige Gees nie. As die Heilige Gees nie binne in jou is nie, dan is jy so. En dis wat gebeur, jy raak stikke. Goed val uit mekaar uit en niemand gee om nie. Wat doen ons met so 'n ding, wat nie werk nie? Ons gooi hom weg. En dan voel dit vir jou op 'n stadium wat niemand gee om nie. Ek word weggegooi, want hoekom? Jy donker in jou. Maar as jy so is en jy het lig binne in jou, sal jy nie verlore raak nie, want jy het altyd 'n pad vorentoe. Jy kan altyd sien waartoe jy gaan, want die lig wys vir jou die pad. Die lig wys vir jou waartoe om te gaan en die lig straal uit na jou toe. Dis die wonderlike ding van dit. 'n Lighuis is daar om 'n baken te wees. En glo my, julle sal sien as julle gaan stap by daai welpiekamp op 'n stadium. Jy hoef net een lig te hê en almal sien dit. Almal beweeg na dit toe. Lig trek mense aan. Donker stoot mense weg. Wees die lig in mekaar se lewe. So belangrik. Dis hoekom Jesus sê ek is die lig vir die wêreld. Want hy trek jou na hom toe. So graad 7 sterkte vir julle jaar vorentoe. Mamma en pappa sterkte vir julle jaar wat voorlê. Dan mamma, hier's 'n belangrike ding. Hulle doen nou hulle eie goed. Ewe skielik verander daar 'n klomp goeders. Al die opsommingkies en goeders, dis nou hulle verantwoordelikheid. Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, ons vir dankie sê vir die liefde en vir die genade. Ons wil dankie sê vir elke persoon wat vandag hier so is en die wat ook aanlyn kyk, dat ons kan sê, ons is die lig vir die wêreld. Here, ons is as Christene, staan ons bekend as die lig vir die wêreld. Want Here, ons is daai wat nie omgee nie, wat nie bang is nie, want ons weet wat is ons toekoms. Ons verstaan die konsep van in dood het ons 'n wins. Here, dat al gaan ons dood, is dit nie die einde nie, maar dis die begin. En dis waarom ons die lig vir die wêreld kan wees, want ons kan vir hulle wys wat hulle mis op 'n daaglikse basis. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade.
Amen.